Nou vriende, nog 'n week is verby en ons eer die Here dat ons deur nog 'n besige week kon kom. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons u vanmôre kan groet met die woorde van 1 Timoteus 1 vers 17. Die baie besondere en bekende woorde aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. 'n Pragtige lied wat ons ook sing en ek hoop dat as u daar nou in die kar is, dat u dit sommer sal hardop sing aan die koning van die eeue. Hy is die onverderflike, hy is die onsienlike, hy is al die alleenwyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil vra dat u hierdie woord op die tafels van u hart sal skryf en dat hierdie kosbare, wonderlike God geëer sal word in ons lofgesange, omdat hy dit waardig is. Nou, ons is tans besig met die twee boodskapies wat handel oor God is 'n woning, die metafoor wat ons daar in Deuteronomium 33:27 vind, en ons gaan vanmôre aangaan by deel 2, en ons gaan dit 'n bietjie uitbrei, en ons gaan met u praat oor God is 'n woning, en ons kan skuil onder sy ewige arms. Pragtige metafoor wat Moses ook gebruik hier in Deuteronomium 33, mag die Here ons ryklik seën by die oordeenking van sy woord. Kom ons doen net 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons hierdie pragtige woorde kon lees in 1 Timoteus 1:17. U is die koning van die konings, die Here van die leerskare. U het geen begin en geen einde nie. U is die ewige wat ook vir ons sê dat as ons in u glo, dan het ons die ewige lewe en sal ons nooit sterwe nie. Baie dankie dat ons ook weet u is die alleenwyse God, die een wat alles weet, die begin en ook die einde. Alles is in u wonderlike raadsplan opgeteken. En mag ons by u skuil, Here, en mag ons vrede en vreugde in u vind. Skenk ook nou genade by die aanhoor van u woord, Here, dat elkeen wat sal luister, sal hoor, so sê die Here. En mag ons dit ter harte neem, en mag dit ons siele versterk met krag uit die hoogte, tot eer van u heilige naam. Amen. Nou vriende, vir u gesê, ons is besig met hierdie metafoor, God is 'n woning. Nou, ons het gister bietjie gekyk na die gedagte van 'n woning, dat 'n woning vir 'n mens veiligheid gee, 'n mens vind rus daar, 'n mens vind blydskap, en ook hierdie voorreg om medewerkers te wees, om hierdie woning 'n wonderlike plek te maak. Nou, ons gaan bietjie kyk in die tweede boodskap oor die gedagte dat ons ook nie net God as 'n woning het nie, maar dat ons onder sy ewige arms kan skuil. Nou, ons weet baie duidelik dat die Here vir ons hierdie verduidelikings in die woord gee, en hy gebruik hierdie metafore om sy heerlikheid so bietjie meer aan ons in verstaanbare taal oor te dra. Nou, as ons dink aan die gedagte van God se ewige arms, vriende, dan openbaar dit vir ons die krag en die heerlikheid van die Here. En hoe kan ons skuil onder sy ewige arms? Ek dink daar is 'n hele paar gedagtes wat ons met mekaar kan hanteer, en ek gaan net so 3 uitlig en iets so bietjie kom bemoedig vanmôre. Waarom ons kan sê dat God is die ewige woning van sy kinders en dat ons onder sy ewige arms kan skuil. Hierdie arms wat ons kan versterk en bekragtig en behoed en bewaar, dat al kom die stryd van binne of buite, ons weet dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hy is nie te swak om ons vas te hou nie, hy is nie te swak om ons te laat wegval, sodat ons weer die verdoemenis tegemoet kan gaan nie. Maar hy gee die belofte vir ons, dat onder sy ewige arms is daar vreugde en veiligheid van nou af tot in ewigheid. Die psalmdigter sê dit so mooi daar in Psalm 36 vers 7, hy sê, hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God, daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Dit is so mooi as ons lees daar in Psalm 46, staan daar vir die musiekleier van die kinders van Korag, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom, vriende, kan ons skuil onder hierdie ewige arms. In die eerste plek kan ons skuil wanneer ons gesondig het en wanneer die hartseer en die skuld van sonde ons platdruk. Waartoe anders te gaan ons hardloop? Sê gou vir my. Baie mense soek raad by baie ander mense en hulle kry nie oplossings vir hulle probleme nie. As jy kind van die Here is, wil ek vir jou sê, onder die ewige arms van God is daar vir ons hierdie kosbare en wonderlike plek van vergifnis. U sien, 'n vader het sy kind lief. En wanneer 'n kind oortree teen die vader, is die beste plek om na die vader te gaan en vir hom te sê, Vader, ek het gesondig teenoor u in die hemele. Maak my soos een van u diensknegte, soos ons daar lees in Lukas die 15de hoofstuk. En wat sê die vader?
Nee. Bring 'n ring vir sy vinger en bring 'n kleed vir sy liggaam en bring skoene vir sy voete en slag die vetgemaakte kalf. Ek wil u vanmôre kom bemoedig dat onder die ewige arms van die Here is daar vir ons veiligheid, ook wanneer ons gesondig het, want God is haastig om ons te vergewe. Ek dink hy's meer haastig om ons te vergewe as wat ons wil kom na hom om vergifnis te vra. Ag vriende, ek kom nie en maak hierdie goed op nie, gaan lees die Bybel. Die Here sê, hy sal met ongeduld daarop wag om ons genadig te wees. Daarom wil ek u bemoedig dat u onder die ewige arms van die Here sal skuil, al het u gesondig. Moenie van die Here wegvlug nie. Moenie u heil op 'n ander plek gaan soek nie. Moenie met u self besig raak nie, want dan gaan jy hopeloos en moedeloos raak. Onder die ewige arms van die Here is daar nie net vir ons veiligheid en vrede nie, maar daar is ook vir ons vergifnis. Maar verder is daar vir ons ook hierdie kosbare genade, wanneer ons met beproewinge en stryd te doen het. Ons lewe in 'n goddelose wêreld en daagliks word ons deur die wêreld gebombardeer. Ek wil vir u sê, hulle is besig om op watter maniere die kerk van die Here Jesus aan te val, ons oortuigings, dit wat ons aan glo, die woord dat ons liefhet. Die wêreld het al sy visiere gerig op die kerk van die Here Jesus en op die kind van God, en ek wil jou vra, waar anders te gaan jy veiligheid verkry as onder die ewige arms van die Here self. Onthou net een ding, dat die Here vrees nie die wêreld nie. Ag, ons lees daar in Psalm 2 hierdie pragtige woorde. Die Bybel leer vir ons daar in vers 2, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en sy grimmigheid, sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer. En ag vriende, die heerlike gedagte het na vore gekom, dat watter beproewing my ook mag tref, die Here nooi my, hy roep my, dat ek onder sy ewige vleuels kan skuil. Dat hy die magtige, die almagtige die een is, wat my sal bewaar onder sy ewige arms. Wat ook al jou stryd vandag is, dit kan miskien wees versoekings, dit kan beproewings wees, dit kan miskien aanvalle wees van buitekant, dit kan miskien dinge wees wat in die wêreld aangaan, wat jou moeg en moedeloos en bedruk maak. Ek wil jou vra, hardloop na die Here, en sê, Here, onder u ewige almagtige arms, is daar vir my rus, is daar vir my veiligheid, en ek sien in my geestesoog hierdie pragtige beeld van 'n jong kind wat na sy pa toe hardloop, en hy's miskien hartseer en droewig, en sy pa vat die arm en hy sit hom om hom, en hy sê, my seun, by my is jy veilig. Dis hoe wonderlik God is, en ek wil hê jy moet dit verstaan, vir sy kinders is hy lief, hy het 'n besondere liefde vir sy kinders, en onder sy ewige arms is daar vir ons ook veiligheid. Die laaste gedagte vanmôre, vriende, onder die ewige arms van God is daar ook vir ons veiligheid, wanneer daar innerlike stryd is. Jy weet, daar is soveel mense wat vir jou sê, dat die innerlike stryd soms groter is as die uiterlike stryd. Ons worstel met die verlede, ons worstel met sonde van die verlede, ons stoei met die hede, ons stoei met onsself, met ons persoonlikheid, met ons sonde, met mense, ons vrees baie keer die toekoms, en daarom het een ek nodig, om nie net ons uiterlike stryd na die Here te vat nie, maar ook ons innerlike stryd. Dit wat ons in hierdie môre weet, ons verhouding met die Here vertroebel. En ag, ek lees vir u wat die woord van die Here vir ons daaroor sê. Daar in Psalm 91 vers 15 lees ek, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. So kosbaar om hierdie waarhede dan te lees. En ag vriende, as ons hierdie waarhede bestudeer, dan sien ons, selfs die innerlike stryd wat ons soms te neergedruk maak, is ook iets wat God vir ons afweeg om ons nader aan homself te trek. Hy is jaloerse God, hy is lief vir ons, hy wil hê ons moet tyd met hom spandeer, en as dit nodig is dat hy vir ons sekere stryd oor ons pad, uiterlik en innerlik moet toelaat, dan sal hy dit doen ten einde ons, dan ook nader aan homself te bring. Ag vriende, dit is kosbaar om te weet, dat die Here ons so lief het, dat hy ook vir ons sê, onder sy ewige arms is daar vir ons beskutting. Ek wil afsluit met die baie besondere woorde van Romeine 16 vers 20, en daar staan, en die God van vrede, sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle.
Ag, en watter kosbare waarheid vind ons net nie hier nie. Vriende, die Here het alreeds die Satan aan die kruis oorwin. As jy die boek Openbaring lees, dan sien ons dat die eindbestemming van die Satan alreeds vir ons baie duidelik deurgegee word. Dit sal die poel van vuur wees waar die Here hom sal pynig oor die ongeregtighede en boosheid en rebellie teenoor God en ook teenoor sy kinders. Daarom wil ek jou vanmôre vra, skep moed. Want God is nie net vir ons 'n ewige woning nie, maar onder sy ewige arms kan ons skuil. Of ons nou met 'n sondeprobleem sukkel, of daar nou stryd van buite of van binne is, die Here is die een wat ons veilig sal dra tot ons hom sal sien. Sê die Bybel nie vir ons so mooi, al gaan ons deur die dal van doodskade, wie ons sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my. Ag vriende, mag ons moed skep, mag ons met blydskap en vreugde die dag tegemoet gaan, omdat ons weet, ons God is sy ewige woning en onder sy ewige arms kan ons skuil. Baie liefde, baie groete, baie seën, mag die Here U versterk met krag uit die hoogte. Mooi dag verder, tada.